Familie, vriende, baie welkom by hierdie diens, die gedenkdiens van Michiel Johannes Wolf, gebore 10 Februarie 1965, afgesterf 16 Februarie 2026. Ek wil net baie dankie sê aan Huis van Restaurasie vir hulle fasiliteite vandag en hulle behulpsaamheid om op kort kennisgewing hierdie dag moontlik te maak. Ek deel graag my meegevoel en my medelee met julle as vriende en familie, veral aan Marna en Lazay, wat nou gewoond gaan moet raak aan 'n huis sonder Michiel. Almal van julle gaan nou gewoond moet raak aan die lewe sonder Michiel. Julle het iemand aan die dood afgestaan en nou moet ons leer deel met dit. En mag vanoggend dan 'n tree op daardie pad wees. Mag hoop in julle opstaan vanoggend soos wat die Heilige Gees julle sal versterk. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie dat ons vandag kan weet, U is hierso teenwoordig saam met ons. U is nie bang vir die dood nie, U is nie afwesig wanneer ons met die dood en met hartseer moet deel nie. U is teenwoordig in dit, want U het ook die dood oorwin. Dankie dat ons vandag kan vra, dat U, Heilige Gees, U wat ons trooster is, U wat die helper is, U wat ons advokaat is, dat U sal troos bring, heelmaking bring, en hoop bring, soos wat ons vandag oor Michiel gesels en oor hierdie realiteit van die dood en lewe. Dankie dat U is, Immanuel, God met ons. Amen. Nou ek self het nie vir Michiel geken nie, alhoewel as hy nou al vir 'n geruime tyd by TD Kerk kom aanbid het en ek wel bekend was met die uitdagings rondom Michiel se gesondheid die afgelope maande. Ek is betrokke by baie begrafnisse en ek weet ook self wat dit beteken om 'n geliefde aan die dood af te staan. En u weet self, dit is nie lekker om by 'n begrafnis te wees nie. Ons hou nie van begrafnisse nie. Ons sal baie eerder by 'n verjaarsdagpartytjie wees of by 'n troue wees. Maar min troues en min verjaarsdagpartytjies kan die diep impak op ons lewens maak wat 'n begrafnis kan maak. Want waar ons van aangesig tot aangesig kom met die realiteit dat ons lewe op hierdie aarde gaan eindig. Daar kom 'n dag, daar kom 'n tyd vir ons almal dat ons lewe op hierdie aarde gaan eindig. Hoe dit gebeur is eintlik nie so relevant as jy kyk na die groter prentjie nie. Maar dat dit gebeur is 'n feit. En dit is wat belangrik is. En dit behoort te veroorsaak dat ons baie mooi besin oor hoe ons lewe en waaroor ons lewe gaan terwyl ons hier op aarde is. Ons behoort ook te besef dat die lewe aangaan na hierdie lewe. En ek bedoel nie net vir julle wat nog lewe nie, ek bedoel vir ons almal, na hierdie lewe gaan die lewe aan. En alhoewel hierdie lewe baie kort is, in die groter prentjie is dit wat in hierdie lewe gebeur en hoe ons lewe en wat ons besluit, ons keuses, nie onbelangrik nie.
dit wat ons in hierdie lewe doen en die tipe lewe wat ons hierso lewe en veral die keuse wat ons maak rondom Jesus Christus, het 'n massiewe groot impak op die volgende ewige fase van ons lewens. Op een stadium stry die Sadduseërs met Jesus oor of daar lewe na hierdie lewe is. En dan verwys Jesus hulle terug na hoe God homself aan Moses bekend maak, daar in Exodus, by die brandende bos episode, en hoe hy homself aan Moses voorgestel het. En dit is ongeveer seker 400 jaar nadat Abraham, Isak en Jakob geleef het. En dan sê Jesus hierdie volgende, en dis hoe God homself aan Moses voorgestel het, hy sê, ek is die God van Abraham, van Isak en van Jakob. En Jesus sê dan, hy maak die opsomming in Matteus 22 vers 32, hy is duidelik die God van die lewendes en nie die God van die dooies nie. As Abraham en Isak en Jakob nie meer geleef het nie, sou hy gesê het, ek was die God van Abraham, Isak en Jakob, maar nou sê hy, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob, wat beteken, hulle leef. Voor God leef alle mense in afwagting op waar hulle die ewigheid sal deurbring na die finale oordeel. Michiel leef. Moet jou nie bluf met die leuen dat daar nie lewe na hierdie lewe is nie. Jy gaan aanhou leef, en hierdie lewe hier en nou gaan 'n groot impak hê op die lewe in die ewigheid. Nou kom Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 19, en dit is die skrifgedeelte waarop ek vanoggend so 'n bietjie wil in fokus, en Paulus sê die volgende, as ons net vir hierdie lewe ons hoop in Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Paulus is besig met 'n hele bespreking rondom die evangelie van Jesus, dit wat Jesus kom doen het, dit wat Jesus kom sê het, dit wat hy in ons plek kom vermag het. En 'n groot deel van daardie bespreking in 1 Korintiërs 15 dan, wat Paulus hier uitlig, is die feit dat Jesus nie net vir ons aan die kruis kom sterf het om ons sondes te kom vergewe nie, nie net om die oordeel weg te vat nie, maar dat hy opgestaan het ook uit die dood uit. En as gevolg daarvan dat hy opgestaan het uit die dood, kan ons wat in Jesus glo, en elkeen wat in Jesus glo, word ons ingesluit in daardie oorwinning oor die dood. En net soos wat Jesus opgestaan het uit die dood, so sal ons ook opstaan uit die dood. Net soos wat Jesus leef, sal ons ook leef. Inteendeel sê Jesus in Johannes 10 vers 10, ons het reeds daardie lewe, want hy sê, ek het gekom, sodat julle lewe en lewe in oorvloed kan hê. Net soos wat Jesus leef, sal ons leef, en leef ons reeds. Paulus sê, nou sou ons dit nie glo nie, dan is ons geloof nutteloos. As Jesus nie uit die dood opgestaan het nie, sou sy dood aan die kruis net nog 'n marteldood gewees het. Dan sou daar vir ons geen redding gewees het nie. Maar aangesien Jesus wel opgestaan het uit die dood, is daar nou vir ons redding en lewe. In hierdie lewe, maar ook vir die ewige lewe na die dood. Die angel van die dood is getrek, soos wat hy sê aan die einde van hierdie hoofstuk. Daarom sê Jesus vir Martha, as julle die storie kan onthou van Martha, van haar broer, van Lazarus wat oorlede is in Johannes hoofstuk 11, sê Jesus vir Martha, toe sy uitgekom het na hom toe, toe hy op pad is na Betanië toe, hy sê, ek is nou reeds die opstanding en die lewe. Elkeen wat in my glo, sal lewe, al sterf hy ook. Hy wat in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Ons hoop is in Jesus. Ons hoop is 'n vaste vertroue dat Jesus is wie hy gesê het en kom wys het wie hy is. Hy is die opstanding en die lewe. En dit gee vir ons hoop vir die ewigheid. Dit gee vir ons hoop aangaande wat sal gebeur met ons nadat ons sterf.
En ook aangaande ons geliefdes, wanneer hulle sterf. Paulus sê, as ek net hoop het vir hierdie lewe, en nie vir die ewigheid nie, is ons bejammerenswaardige mense. Wat help het ons het hoop vir hierdie lewe, wat so kort en so tydelik is, maar ons het geen hoop vir die eintlike ewige lewe nie. Dan is ons bejammerenswaardig. Wat help dit ek wen die hele wêreld in hierdie lewe, maar ek verloor my siel vir die ewige lewe? Dan is ons bejammerenswaardig. Ek wil vanoggend vir julle sê, in Jesus kan jy hoop hê vir die lewe na die dood, mits jy Jesus as die opstanding en die lewe kies en ken in hierdie lewe. As jy jou knie voor hom as koning buig en jou lewe aan hom oorgee. En daarom kan ons as geliefdes van iemand wat oorlede is, ook nou rou en hartseer wees, ja, maar nie soos mense sonder hoop nie. Maar nou wil ek daardie vers 1 Korintiërs 15 vers 19 ook omdraai. Paulus sê, as ons net hoop het vir hierdie lewe en nie vir die ewige lewe nie, is ons bejammerenswaardig. Maar nou wil ek vir jou ook vra, het jy nog hoop vir hierdie lewe? Jesus wil ook nie hê dat jy moet hoop hê vir die ewige lewe, maar hopeloos deur hierdie lewe gaan nie. Ek weet dit is moeilik om te vra na die afsterwe van 'n pa en 'n broer en 'n huweliksmaat en 'n vriend. Het jy nog hoop? Het jy nog hoop vir hierdie lewe? Maar ek wil vir jou sê dat Jesus wil hê jy moet hierdie lewe ook en nog steeds met hoop lewe. Hierdie hoop is nie die hoop van 'n dobbelaar wat hoop op sy geluk nie, wat sy hoop op kans gebaseer is nie. Hierdie hoop waarvan die Nuwe Testament praat, is 'n sekerheid dat God met ons is. Dit is 'n sekerheid dat God jou sal vertroos. Dit is 'n sekerheid dat God vir jou sal sorg, dat die son môre weer sal skyn, dat die trane sal verbygaan, dat die gemis dalk daar gaan bly, maar dat die hartseer sal verbygaan. Dis daai vaste wete. Ons wat in Jesus leef, leef nou reeds in sy opstandingskrag. En ons leef met hoop vir hierdie en vir die volgende lewe. Gelowiges, Christene, kinders van God moet mense van hoop wees. In alle omstandighede. Daardie hoop lê net in Jesus. Niks anders, nêrens anders. Ons hoop is gebaseer op Jesus. Nie op ons gesondheid nie, nie op die ekonomie nie, nie op ons finansiële stand nie. Ons hoop is gebaseer in Jesus Christus. Mag julle oë op Jesus rig. Mag daar 'n hoopvolheid en 'n vrede en 'n vreugde in jou opstaan dat God groter is as die dood. Dat die dood deur die lewe verteer is. Daar lê vir jou nog mooi dinge in hierdie lewe voor. En ek wil vir julle wat die naaste aan Michiel was, dalk net herinner, daar lê vir julle nog mooi dinge voor in hierdie lewe. Saam met die geliefdes wat nog hier saam met julle is. Daar lê vir jou, solank jy nog asem in jou liggaam het, lê daar nog mooi in hierdie lewe voor. So lewe met hoop. Lewe met hoop in God wat die God van die lewendes is. Deur Jesus wat die opstanding en die lewe is. Vir jou en vir elkeen van ons hierso beloof God weer vanoggend in die woorde van Jesaja 40 vanaf vers 28 en ek lees dit vir julle. Weet jy dan nie? Het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie. Hy raak nie afgemat nie. En sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg
en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleuer struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Mag dit vandag 'n belofte wees waaraan jy kan vasgryp, met 'n sekere hoop. Dit is wie God vir jou en vir my is vanoggend. Dit is vir my interessant dat Jesus sy stelling daar in Johannes hoofstuk 11 aan Maria en aan Martha afsluit met 'n vraag. 'n Baie persoonlike vraag. En 'n vraag wat elkeen van ons vir onsself moet antwoord. En dit maak al die verskil in hierdie en in die volgende lewe. Ek lees weer vir jou Johannes 11 vers 25. Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En dan vra hy, glo jy dit? Glo jy dit? Dit maak die verskil of daardie waarheid op jou van toepassing sal wees. Die feit is die feit, die waarheid is die waarheid, maar glo jy dit? En ek sluit af deur vanoggend vir jou te vra, jy wat hier sit, glo jy dit? Glo jy dit regtig? Glo jy Jesus is die opstanding en die lewe? Glo jy daardie lewe kan reeds in jou vorm aanneem en jou dra verby hierdie lewe, verby die aardse dood? Aan Michiel se lewe kan ons niks verander nie. Maar jy kan nog die traject van jou lewe verander. En watter beter geleentheid as nou? So ek lees vir jou Romeine 10 vers 9 tot 10. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek, en as ons met ons mond bely, word ons verlos. Jy kan dit vandag doen, as jy dit nog nie gedoen het nie. En as jy vandag besluit om in jou hart dit te glo, vra ek vir jou om dit met jou mond teenoor iemand te gaan bely, sodra jy 'n kans kry. Sê net vir iemand, ek het vandag besluit om te glo dat Jesus vir my gesterf het, en dat hy my sondes vergewe het, en dat God hom uit die dood opgewek het, en daarom weet ek, sal ek ook lewe. Ek glo. Kom ons bid saam. Here, hierdie waarheid wat ons vanoggend weer uit u woord uit hoor, hoe u dit vir ons sê, hoe u dit vir ons bevestig, hierdie waarheid staan vas. Niks kan dit verander, of ons dit nou glo of nie glo nie, niks verander daardie waarheid nie. Maar Here, of ek dit glo of nie, gaan maak of ek dit gaan beleef in my lewe. Ons is hier vandag saam om oor Michiel te praat en van hom afskeid te neem. Maar Here, vandag vra u vir ons ook, net soos wat u daar by Lazarus se begrafnis die vraag gevra het, vra u vir ons, glo julle dat ek die opstanding is? Elkeen wat in my glo, sal lewe, al sterf hy ook eenmal. Elkeen wat in my lewe, sal in der ewigheid nooit sterwe nie. Here, u weet as daar nou 'n persoon is wat dalk in sy hart daardie uitroep maak en sê ek glo. Ek glo dit. Help daardie persoon om werklik waar hulle knie voor u te buig. Werklik waar hulle lewe aan u oor te gee. Sodat die dood vir hulle nie meer 'n vrees sal inhou nie. Maar dat ons sal lewe vanuit 'n ander lewe. 'n dieper lewe, 'n ewige lewe, selfs nou. Here, mag ons mense wees wat hoop het vir nou en vir die ewige lewe.
Here, mag daardie hoop uit ons uitstraal, sodat ander mense wat na ons kyk sal sien, ja, ons treur, ons is hartseer oor iemand wat ons verloor het, iemand wat ons aan die dood afgestaan het, wat nie meer by ons is nie, maar dat hulle ook in dieselfde tyd sal sien, ons rou nie soos mense wat geen hoop het nie, ons rou soos iemand wat weet ons geliefde lewe, want U is die God van die lewendes, en nie van die dooies nie. Here, mag U vertroosting bring, soos Jesaja ons beloof, U is die God wat by die is, wat vermoeid is, U gee nuwe krag, U gee hoop, U versterk die wat moeg raak. En ja, Here, in die dae wat kom, gaan daar dalk wees, gaan Marna of Lazay of Herman of van die vriende en die geliefdes gaan dalk moeg raak, gaan moeg wees. Ergens gaan daar dalk 'n slegte dag kom, waar hulle dalk net gaan besef, hulle moes sterk gewees het tot op hierdie stadium, maar nou slaan hierdie hartseer hulle. Mag hulle dan beleef hoe U daar is vir hulle, waar U vir hulle vertroosting dan bring, waar U hulle weer sterk maak, dat hulle, wanneer hulle moeg is, sal ervaar, U lig hulle op arendsvlerke, en U dra hulle. Dankie dat hulle kan hoop hê vir hierdie lewe, kan weet, daar is nog mooi dinge vir hulle voor. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Goed, ons gaan nou kans gee vir enige iemand en vir almal wat wil, om 'n laaste eerbetoning te kom doen hier by die Nissie. So, Lazay, jy met my nou help, ek sien hierso's rose hierso voor. So, jy kan vorentoe kom en 'n roos vat, of blaartjies aftrek. Dink nie, hier's genoeg rose vir almal nie, maar jy kan dalk 'n blaartjie vat en dit daar op die kussie plaas en ja, net 'n laaste eerbetoning bring. Kom ons gee vir die familie en die naaste familie kans om eers te kom, en dan is julle almal welkom om dit te kom doen. Ons gaan so 'n bietjie musiek in die agtergrond sit, so moenie haastig wees nie, elkeen kan sy oomblik vat, en daarna sal ons weer aangaan. So, Marna, Lazay, vat vir ons voor en kom ons betoon ons laaste eerbetoning dan aan Michiel.
deel van wat Jesus kom doen het. Die kruis en die opstanding loop saam. Saam met die hartseer kom daar die oorwinning. En Lazay het gevra, ons gaan nou net na die oorwinningslied luister, ons gaan nie noodwendig nou, ons gaan nie opstaan en dit saam sing nie, maar jy is welkom om dit saam te sing as jy daar so sit. Maar ek dink is belangrik dat ons in hierdie oomblik ook, soos wat ons nou hartseer is, dat ons ook dadelik vir onsself herinner en ons gedagtes ook vestig op die oorwinning wat reeds daar so is. Dat ons die twee in spanning met mekaar sal hou. So kom ons sit net so en kom ons luister en jy's welkom om saam te sing die oorwinningslied. Sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde
Kom ons sing dit net saam, net so vir 'n afsluiting. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik, Heer, U grote naam. Amen. Lazay, ek gee oor aan jou vir die bedankings. Ek gaan net hier 'n stoel hierso. Asseblief. As hom daarom terugsit op sy plek. Jo, nooit gedink ek sal oor die mic praat, nie, maar hier is ek. Nou soos wat ons hierdie songs luister, dink ek terug aan die aande wat my pa hierdie songs in die kombuis sit en sing, en ek kruip in die kamer weg, want hy het nie die beste sangstem nie, maar ja. Ek dink eers die mense in hulle afwesighede. Natuurlik wil ek vir Afpop baie dankie sê dat hulle vir ons so mooi gehelp het hierdie laaste week, hierdie Ryke, die foto, die Nissie, alles van hulle af. Baie dankie vir hulle. Al die verpleegers by Lenmet, baie dankie dat hulle vir die laaste 2 maande bitterlik mooi na my pa omgesien het. Hulle het al die man op die naam leer ken, en dis iets wat baie min gebeur, so ek dink dit spreek baie van die impak wat hy ook op hulle lewens gehad het, en dan ook vir die dokters, Dr. Camizelo, Dr. Schulenberg, en ek sien vir hom JB, ons moet sommer ook vir Tannie Liesel ook baie dankie sê, sy het ook ons baie gehelp in die laaste tyd. Dan die mense wat hier is, vir die AGS en natuurlik Christopher hulle daar agter. Baie dankie dat ons julle fasiliteite kon gebruik. Ek dink dit het ons baie gehelp, en baie dankie vir al julle hulp. Vir pastoor natuurlik. Baie dankie. Ek dink dit was 'n baie goeie boodskap. Ek dink my pa is nou baie spyt dat hy dit nie kon gehoor het vandag nie, maar ek is baie seker hy het dit gehoor vandag ook. So dan vir al die familie en vriende wat hier is. Baie dankie vir die wat van ver af kom, van die Kaap af, van Beaufort Wes af, selfs vir die wat net 'n paar tree moes stap of net 'n paar kilometer moes ry sommer hier in Kimberley. Baie dankie. Ek dink ook dis 'n baie groot verleentheid vir my pa dat hy nie vir ons almal hier saam kon kry en 'n laaste keer saam met ons almal hier kon tyd spandeer nie. En dan veral vir die mense wat hier in die voorste ry sit. My pa se naaste familie, baie dankie aan julle. Ek dink die wêreld se gebellery, die siel uittrek wat my pa altyd gegee het vir hom baie beteken, en ek dink daar was hier 'n Sondag wat verbygegaan het waar hy nie sy boetie of sy sussie of sy skoonsussie gebel het nie. Baie dankie vir dit. Vir hom Kobus hulle, vir hom Pierre hulle, vir Anwer hulle, my pa se naaste vriende, baie dankie dat julle by hom gestaan het en al seker al meer as 20 jaar. Ek dink dit het vir hom ook baie beteken, en ek dink as hy afkyk op ons, is hy baie trots op julle almal. En dan ook tweede laastens, baie dankie aan Ma. Dat Ma vir, wat is dit, 28 jaar so mooi na pa omgesien het, vir hom soveel liefde bewys het. Ek dink as hy weer 'n huweliksmaat moes kies, sou hy nooit iemand anders gekies het nie. En ek dink dit spreek baie van wat Ma vir hom beteken het. Die aande se gekuier by die hospitaal, die aande se kaart speel, ek dink pa sou nooit iets anders gekies het nie. En dan laastens, maar nie die minste nie, wil ek ook vir my pa baie dankie sê. Vir die jare en jare se omgee en liefde wat hy aan ons almal gewys het. Ek dink dit het aan ons almal baie beteken. En ek dink, kyk, hy het altyd gesê, 'n mens kan jou
mens kan jou vriende kies, maar mens kan nie jou familie kies nie, wel ek is seker as hy weer moes kies, het hy elke persoon wat in hierdie vertrek sit, weer en weer gekies. Want ek dink, hy het 'n bitterlike groot liefde vir ons almal gehad. So ja, pastoor, ag jy hoor. Dankie Lazay. Dit gaan dan ons aan die einde bring van ons verrigtinge hier binne, maar is nou nog nie die einde van die oggend nie, so daar is verversings vir ons reg gesit daar in die saal, dis uit by hierdie deur, en dan volg maar net die mense soos wat julle daar na die Lapa, is eintlik by die Lapa, en jy word almal genooi om daar 'n bietjie saam te kom kuier, en ja, dis daar waar die ander belangrike deel van 'n dag soos vandag plaasvind, wanneer ons bietjie saam kuier. So baie dankie dat jy hier was, ons kan dan nou verdaag, ek het genoeg gebid, so kom ons verdaag, die Here